Hallo almal, hier is die oefenvraestel wat die leerders verlede week al gekry het. Is 'n memo, ons gaan saam met julle hier deurwerk. Ons het al van die vrae saam in die klas gedoen, maar hierdie is asseblief baie belangrik dat hulle dit goed oefen oor die naweek. Vraag 1, omkring die letter van die korrekte antwoord. Hulle sê hier vir ons 794.391 afgerond tot die naaste 5 is, en dan gee hulle nou vir ons opsies, om net gou weer hierso wys. Onthou, afronding tot die naaste 5, ons gaan basies kyk aan watter veelvoud van 5 daardie getal die naaste is. 'n Veelvoude van 5, 15, 15, 20, 25, 30 en so gaan hy aan vir altyd, maar dit belangrik hierso, dit eindig altyd op 'n 5 of 'n 0. So as ek na getalle lyntjie kyk, getalle wat op 'n 0, 'n 1 of 'n 2 eindig, is altyd nader aan die 0, aan so basies aan dieselfde 10 waar die getal heiliglik is. As 'n getal eindig op 'n 3, 4, 5, 6 of 7, dan is hy nader aan die 5, en as hy eindig op 'n 8 of 'n 9, dan gaan ons na die volgende 10 toe. So as ons na hierdie getal kyk, hy eindig op 'n 1 en hy is basies nader aan die 10 waar hy nou is, en ons is nou by 90. So as ons hierso kyk na die opsies, daai ouetjie wys vir ons 90, so 794.390. Hy's nader aan 90 as aan 95. So dis dan opsie nommer A. By 1.2, wat is die ontbrekende getal in die getalsin? Nou onthou, die is gelyk aan wat ook al aan die linkerkant is, moet gelyk wees, dieselfde wees as wat aan die regterkant is. En onthou, daar is ons 'n volgorde waar ons bewerkings doen, hakies altyd eers, goed, ons het nie hakies nie, daarna doen ons maal of deel, wat een ook al eerste is, en daarna plus of minus. So as ons hier kyk, ons het 'n maal en 'n plus, ons moet die maal eerste doen. 20 maal 2 is 40, dan 5 plus daai 40 gee vir my 45. En dan aan hierdie kant het ons 'n getal, 'n ontbrekende getal, gedeel deur 3. Okay, so ons moet nou uitwerk wat gedeel deur 3 gaan vir my daai 45 gee. En ons kan daardie omgekeerde bewerking gebruik. So 45 maal 3, ek het dit hierso gewys, 5 maal 3 is 15, dan ons dra die 10 oor, en dan 3 maal 4 is 12, plus die 1 is 13, dit gee dan vir my 135. Gedeel deur 3 gee vir my die 45. So daai is ons ontbrekende getal. Okay, by 1.3, watter getalsin word deur die stelling voorgestel? Nou, ek het hier ook al vir die leerders gesê, in plaas van om daar te lees en hier te probeer kyk, terwyl jy daar lees en aan die mekaar trek, skryf eers uit wat hulle vir ons sê. Nou, hulle sê 'n sekere getal vermenigvuldig met 2, so 'n sekere getal, ons weet nie wat dit is nie, vermenigvuldig beteken maal met 2, so maal 2 is gelyk aan 15, en dan trek 3 af is minus 3. So daar is ons my getalsin, en nou moet ek net kyk wat se een hier lyk dieselfde as daar. En as ons mooi kyk, is dit dan nommer B. Okay, 1.4, watter breek is gelykstaande aan 'n 3/4? Nou hier gee hulle vir ons 'n spulbreuke, en ons moet nou kyk wat is gelykstaande of gelyk aan, of die ander woord is ekwivalent aan 'n 3/4. Okay, daai is die eenvoudigste vorm, so wat ek sal voorstel is, kom ons vereenvoudig al hierdie breuke en kyk watter breek gaan vir ons ook 'n 3/4 gee. 8/16 is, as ons vereenvoudig deel ek, onthou wat ons onder doen, moet ons bo doen, ons kan albei deel met 8, en dit gee dan vir my 'n half. Nou is 'n half gelyk aan 'n 3/4, nee hy is nie. Onthou daar is baie keer ander paaie om te volg, en ek kon hier byvoorbeeld gedeel het met 2, en dan sê jy 4/8 kry, en dan kan jy weer deel met 2, en dan kry jy 2/4, weer deel met 2, en dan kry jy 'n half. So, solank jy aanhou deel totdat jy nie meer kan nie, dan het jy die eenvoudigste of die kleinste vorm. Ja, so half is nie gelyk daar nie. 12/16 is, kom ons volg 'n bietjie langer pad hierso. Ons kan deel met 2 bo en onder, dan kry ek 6/8, kan weer deel bo en onder met 2, dan kry ek 'n
3/4, so daai is mos dieselfde as wat hulle bo vir ons gee. So hy werk, en dan vir interessantheid, ons kyk na die ander twee ook, 4/8 is ook mos gelyk aan 'n half, as ek albei deel met 4 bo en onder, dan kry ek 'n half, dit is nie dieselfde as 'n 3/4 nie. En die laaste een, 3/12, ek kan bo en onder deel met 3, en dan gaan ek 1/4 kry, wat ook nie gelyk is aan 'n 3/4 nie, so dit is dan nommer B. Ekskuus, ek het hier so 'n foutjie gemaak. OK, 1.5, watter getal is 'n onewe priemgetal kleiner as 10? Nou, kom ons kyk gou, onewe getalle is getalle wat op 'n 1, 3, 5, 7 of 9 eindig. Daai is onewe. En dan my ewe getalle eindig op 'n 2, 4, 6, 8 of ek het die volgende getal, daar gaan 10 wees, en dis dan basies getalle wat op 'n 0 eindig. Dis my ewe getalle. So ons soek nou onewe getal, wat 'n priemgetal is. Nou onthou, priemgetal is getalle wat net 2 faktore het, en daai 2 faktore is 1 kan in enige iets indeel, en die getal self. Kijk, so as ons byvoorbeeld kyk na 2 is 'n priemgetal, nee, want net 1 en 2 die getal self kan in hom deel. 3 is ook 'n priemgetal, net 1 en 3 kan in 3 indeel. Maar 4 is nie 'n priemgetal nie, want ons kan 1 en 4 en dan nog 2 ook in 4 indeel. OK, so onewe priemgetal kleiner as 10. Nou kom ons kyk gou, is 11 kleiner as 10? Nee, hy is groter, so hy gaan nie werk nie. Is 9 'n onewe getal? Ja. Is hy 'n priemgetal? Nee, hoekom nie? Want 1, 9 en 3 kan in 9 indeel. So hy is nie 'n priemgetal nie, hy is 'n saamgestelde getal. OK, 5 is 5 onewe? Ja. Is dit 'n priemgetal? Ja, net 1 en 5 kan in 5 indeel. Is hy kleiner as 10? Ja, hy is kleiner as 10, so daai werk. En dan 2, is dit 'n onewe getal? Nee, dit is 'n ewe getal, maar hy is wel 'n priemgetal, hy is kleiner as 10, maar hy is ewe, en dit moet onewe wees, so 2 gaan ook nie daar werk nie. So my antwoord dan is C. Volgende bladsy 1.6, watter getal sal die volgende getalsin waarmaak? So hier gee hulle vir ons 2 getalle, bymekaar getel is gelyk aan 3350 minus wat, so ons moet nou daai getalletjie uitwerk. Aan die linkerkant kan ons doen, soos daai 2 bymekaar tel, 742 plus 1258. OK, 2 plus 8 is 10, so ons dra die 1 oor, 1 plus 4 is 5, plus 5 is weer 10, ons dra die 1 oor, 1 plus 7 is 8, plus 2 is weer 10, ons dra die 1 oor, 1 en 1 is 2. So aan die linkerkant het ons 2000. En dit is nie my antwoord nie, ons moet daai een bepaal. 3350 minus wat, gaan vir my daai 2000 gee, en dan ons dit kan uitwerk is ons minus daai 2 van mekaar af, om te sien hoeveel bly oor. So 3350 minus 2000, dink hierdie is klaar maklik om te sien wat die antwoord gaan wees, maar kom ons doen om 0 minus 0 is 0, 5 minus 0 is 5, 3 minus 0 is 3, en 3 minus 2 is 1. So daardie is dan my ontbrekende getal, en dit is dan nommer C. 1.7, verdubbel 'n sekere getal, wat by 9 getel word. So verdubbel 'n sekere getal, ons weet nie wat die sekere getal is nie, en ons verdubbel hom, nou verdubbel beteken, maal 2, wat by 9 getel word, so ons tel 9 by, dus plus 9 is gelyk aan 25, en dan sê hulle vir ons bereken die getal, so ons moet nou daai ouetjie uitwerk. Kijk, hier kan ons basies omgekeerde bewerking gebruik, so onthou ons werk van agter af, vorentoe, en al my plusse word minus en die maal word deel, julle ken al daai storie. So 25
minus 9, die plus 9 word minus 9, dit gee vir my 16. En dan die 16, in plaas van maal 2, gaan ons sê, gedeel deur 2. En wat gee dit vir my? 8. So daai ontbrekende getal is 8. Kom ons toets hom net, 8 maal 2 is 16, plus 9 gee vir my die 25. So my antwoord daar is nommer D. OK, 1.8, wat is die plekwaarde van die onderstreepte syfer in? Nou onthou, hier is 'n komma, let mooi op na die komma, 479,59 gedeel deur 10. Want as ek maal met 10, skuif ek die komma een plek na regs, as ek deel met 10, skuif ek die komma na links. Een plekkie, so hy was na die 9, en ons skuif hom voor die 9. So dan word het 47, dan my komma, 9, 5, 9. OK, en dan die vraag was, wat is die plekwaarde van die 5? So waar is die 5? Hy is na die komma, die eerste plek na die komma is tiendes, die tweede plek na die komma is honderdstes, ons werk nou met breuke. So as ons hierso kyk, is dit dan nommer C. OK, 1.9, wat is die waarde van die onderstreepte syfer in daardie getal, en maal met 100, nou daar is ons weer eens 'n komma, as ek met 10 maal skuif ek die komma 1 plek, as ek met 100 maal skuif ek die komma 2 plekke. So die komma gaan nou van daar af skuif tot na die 4. So dan het ek 7, 4, 1, 2, 4, dan my komma, daar is niks na die komma nie, kan 'n 0 sit of ek kan dit maar net uitlos, nee, as daar niks na die komma is nie. OK, en daai eerste 4kie was onderstreep, so wat is die waarde daarso? Hierso het ek eenhede, tiende, honderde, duisende, 10.000 en so gaan hy aan. Die duisende is onderstreep, so die waarde is 4000. Onthou ook asseblief, ons het al daarop gefokus, daar is 'n verskil tussen plekwaarde en waarde. Die plekwaarde is die plek waar die syfer staan, so ene of tiende of miljoene ensovoorts, waar die waarde gee die fisiese waarde, soos 20 of 300, of in hierdie geval is dit 4000. OK, die plekwaarde hier is duisende, die waarde is 4000. OK, laaste een hier by nommer 1, wat is die som van 7 halwes? So, as ek 7 halwes hierso by mekaar sit, en som van beteken plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, kort nog 1, 7, ons tel hulle gou by mekaar. OK, onthou 'n half plus 'n half gee vir my 2 halwes wat 1 hele is. Daar het ek 'n hele. Daai 2 halwes saam gee vir my nog 'n hele. Daai 2 halwes saam gee vir my nog 'n hele, en dan het ek nou nog 'n half. So 1 en 1 en 1 gee vir my 3 heles en 'n half. So dit is nommer D.